Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het enkele afkondiging vanoggend voor die erediens. En dit is dat ons kollektes is vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir Expando. Volgende Sondag vir Bybelverspreiding. Nou net so ter inligting, Expando, waarvoor is dit? Dit gaan bloot daaroor, dit is 'n deputaatgroep van die algemene synode wat getaak is om ook toerustingsmateriaal te begin ontwikkel vir ouderlinge, vir dominees, vir diakens. So hulle is daarmee besig. En daarvoor het hulle ook finansies nodig vir die navorsing wat hulle moet doen en daarom het ons elke jaar 2 kollektes vir Expando. Dit dan wat ons afkondigings vanoggend voor die erediens betref. Ons ander afkondigings sal ons as die Here wil na die diens hanteer. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Skrifberuiming 12:2. Ons sing nou saam vers 1, 2 en 3. Dis ons geloofsbelijdenis se beruiming waarna ons sitplekke inneem. Ons sing vers 1, 2 en 3 saam waarna ons sitplekke inneem.
baie belangrik dat wanneer ons geloof saam bely, ons bely dat ons glo in Jesus Christus. Dit beteken hy wat ons verlosser is. Hy wat elkeen van ons sondeskuld kom verlos. En dit is belangrik om ook te weet van watter sonde hy ons verlos. En daarom ook die 10 gebooie waarna ons luister. Want daaruit ken ons elkeen ons eie sondigheid. Daardeur leer ken ons ook ons eie elende sonder Jesus Christus. Maar die wonderlike troos wat ons het, is dat by die wederkoms, wanneer Christus weer kom en hy kom oordeel die wêreld en hy kom oordeel hulle volgens hierdie wet, dan weet ons ook hy wat die regter is ook die een wat ons verlosser is. Daarom kom ons luister na Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Nou is dit so, broeders en susters, dat elke keer as ons daarna luister, ons moet nie herinner word dat uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Maar dis juist die genade van God. Ons kan glo dat die Heilige Gees ons uit ons sonde doodheid opwek en dat hy ons ook as trooster deur hierdie lewe sal leer en sal lei. Ons kan glo dat ook ons skuldvergewing ontvang het. Kom ons bely dit saam deur saam te sing vers 4 en vers 5 van ons geloofsbelydenis. Ons kan staan daarvoor.
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vandag ook ons hoofde biddend voor U buig. En ons wil bely dat dit deur U genade is, dat ons as gelowiges mag lewe. Elke gelowige wat vandag hier is, oor die wêreld versprei is, maar ook hulle wat alreeds deel is van die skare geloofsgetuies rondom U troon. En daarom wil ons sê dat aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. U alleen is groot en goed, en aan U goedheid is daar geen einde nie. En ons dank U dat ons daaruit mag lewe. Want ons weet, uit onsself en deur onsself is ons tot niks goeds in staat nie. Sonder U genade en U liefde wat daar in Christus Jesus is ons dood in die sonde. Daarom bid ons vandag, en dis ons gebed, dat U deur U Heilige Gees in ons sal werk, sodat in ons lewe ook sigbaar kan word die werk van ons Here Jesus Christus. Sigbaar kan word die beeld van ons Here Jesus Christus. Ja, dat elkeen van ons opgeroep deur die evangelie vanoggend in U liefde sal vas staan en volhard. En daarom vra ons, help ons om te begryp en te verstaan hoe groot U liefde vir ons is. Hoe diep en hoe hoog en hoe ver dit eintlik ons verstand te bowe gaan. Help ons om saam met al die gelowiges van alle tye U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die enige God, wat leef en regeer tot in ewigheid, ook vanoggend nog beter te leer ken. Ons vra dit, want ons weet, dat deur die Heilige Gees kan U kragtiger in ons werk, as wat ons self kan bid of kan dink. En daarom wil ons aan U, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, al die eer gee in die kerk, tot in ewigheid. Amen. Vanoggend, broeders en susters, die tema van ons erediens, wat sien mense in my? En dan is die antwoord, wat moet hulle sien? Christus alleen, sola Christus. Kom ons luister saam na Galasiërs hoofstuk 2 vanoggend, daar vanaf vers 1. Ons kernverse, vers 19 en 20, waar Paulus sê, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Christus wat in my lewe. Nou Paulus begin en dan sê hy 14 jaar later, dit is 14 jaar, nadat hy vir die eerste keer in Jerusalem was en tot bekering gekom het, dit was eers 3 jaar na sy bekering, en toe nou nog 14 jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan,
Hierdie keer ek en Barnabas, en ek het vir Titus ook saamgeneem. God het dit aan my geopenbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek onder die heidenasies verkondig, aan die broers daar voorgelê en dit nog afsonderlik met die leiers bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie te vergeefs werk of gewerk het nie. Hoewel Titus, wat saam met my was, 'n Griek is hy nie gedwing om hom te laat besny nie. Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit was mense onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en hulle as medegelowiges voorgedoen het. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus vir ons verwerf het, dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. Aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir hulle gehandhaaf sou word. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak wie nie. God kyk nie na mense uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig het, niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien dat dit die taak van my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het, het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak. Toe hulle dan ingesien het dat God my hierdie voorreg gegee het, het Jakobus, Sefas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die regterhand gegee as 'n teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode sou verkondig en ons aan die nie-Jode. Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer. Toe Sefas egter later na Antiochië toegekom het, het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van die Jakobuse mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom gehuichel en selfs Barnabas het hom deur hulle huichelaarlei laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die reguitpad van die evangelie, waar die waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan van mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Ons is Jode van geboorte af en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot geloof in Christus Jesus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte
Ons gaan nou saam sing een van die beruimings van Paulus se ander briewe, Filippense hoofstuk 1 vers 20 tot 27, waarin daar ook baie duidelik na vore kom dit wat hy hier sê oor homself. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En daarom sing ons dit ook, U Christus is my lewe, die sterwe wins vir my, en lewe en in sterwe is ek aan U gewy. As ek nog hier moet lewe, beteken dit vir my dat ek vir die gemeente nog langer diensbaar bly. Maar as ek nou moet sterwe om by die Here te wees, ook dit is my verlange en daartoe dring my gees. Kom ons sing saam vers 1 tot 5, skrifberuiming 3-4. Ons is besig om te kyk, broeders en susters, van verlede week af toe ons by hoofstuk 1 stil gestaan het, na die evangelie, die goeie nuus van ons verlossing. En ons doen dit aan die hand van 5 uitsprake. Die reformatie noem dit die 5 solas. Nou die kerkhervormers, wat hulle gedoen het, is hulle het vir ons dit wat in die evangelie vir ons geleer word, oor ons verlossing saamgevat in 5 uitsprake. En ons gaan na hierdie 5 uitsprake kyk, om te kyk of ek en jy nog, soos Paulus dit hier stel, die reguit pad loop, volgens die waarheid van die evangelie. Want so het Paulus dit in hoofstuk 1 ook gesê, daar is nie 'n ander evangelie nie, daar is nie 'n ander pad wat 'n mens kan loop nie, dis alleen, of sola, die pad wat God vir ons gegee het. So wie die evangelie of die reguit pad van die evangelie wil loop, moet eerstens die woordjie alleen of sola binne die evangelie kan raak sien. Waarvan praat ons? Die 5 sola uitsprake van die reformatie wys vir ons die reguit pad van die evangelie. En daarom dan die 5 uitsprake: Christus alleen, geloof alleen, die Bybel alleen, genade alleen,
die eer aan God alleen. Soli Deo Gloria. Nou as ons na vanoggend se kernvers kyk, hoef ons nie te wonder by watter een van die 5 ons stil staan nie. Paulus stel dit baie duidelik in ons kernvers. Hy sê, met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daarom die eerste een waarby ons stil staan, Christus alleen, sola Christus. Nou ons gaan vanoggend na hierdie uitspraak kyk aan die hand van hierdie hoofstuk uit Galasiërs uit, hoofstuk 2. Ons gaan kyk na die agtergrond van ons kernvers. Ons gaan kyk na die betekenis daarvan en ook die toepassing daarvan vir ons eie lewens. Nou gelukkig is dit so dat Paulus in hierdie hoofstuk vir ons in daardie eerste klomp verse vanaf vers 1 tot 14 eintlik baie duidelik die agtergrond gee van waar hy vandaan kom, hoekom hy hierdie hoofstuk skryf. Want daar sekere goeters wat gebeur het en dis duidelik dat die gemeente in Galasië ook bekend was met hierdie insidente. Watter insidente? Die eerste insident was kom ons noem dit die eerste synode sitting, waarvan ons in Handelinge 15 lees, toe Paulus hulle na Jerusalem toe moes gereis het, daai 14 jaar na sy eerste besoek, om daar die raad van die apostels te gaan vra, van Petrus en Johannes en Jakobus. En die tweede insident is dan iets wat in Antiochië gebeur het, toe Petrus en ander gelowiges tereggewys moes word oor hulle optrede in daardie gemeente. Nou in beide gevalle het dit eintlik gegaan oor 'n moeilike vraagstuk vir gelowiges in daardie tyd, veral vir mense uit die Jodendom uit. Hoe raak my geloof in Jesus Christus my daaglikse omgang met mense? Hoe raak ons geloof ons daaglikse omgang met mense en dan in besonder my kontak of my verhouding met die huisgenote van die geloof, met my broers en susters in Christus? Miskien kan ons dit vir onsself ook vandag vra, hoe raak my geloof, my verhouding met die res van hierdie gemeente, of met ander gelowiges in die wêreld? Nou wat aanleiding gegee het tot Handelinge 15 se eerste synode en die teregwysing van Petrus en deur Paulus in Antiochië was eintlik nie moeilike sake nie. Die eerste saak is voor die hand liggend, dit was besnydenis, moet ons voortgaan met die praktyk of nie, maar ook 'n baie eenvoudige ding, so saam eet en drink. Saam eet en drink, gelowiges wat saam eet en drink. Mens sien dit in Handelinge, die eerste ding wat die gelowiges, die Christene gekenmerk was dat hulle saam met mekaar geëet en gedrink het. Reeds in die eerste gemeente in Jerusalem, hoor ons hulle het hulle heelhartig toegelê op die gemeenskaplike liefdesmaaltye. En so was dit ook in Galasië en ander gemeentes gewees. In plaas van dat mense na erediens gou huis toe gejaag het om te gaan eet, het hulle eerder voor die erediens hulle kos gemaak, dit saamgebring kerk toe en dan na die tyd het hulle almal saam om 'n tafel gesit en eet. En hierdie saam eet is niks anders gewees nie as 'n baie praktiese manier om hulle eenheid in Christus uit te druk, te bou en te beleef. Maar gou het daar in die kerk besware gekom. Hoe kan Jode saam met heidene eet? Want onthou nou vir die Jode uit die Jodendom was dit 'n moeilike saak, want hulle is van kleins af ingeprent met Levitikus se reinheidswette. Die volk van God moet haarself weerhou van al hierdie kos. Die volk van God moet haarself totaal en al ontsê van al hierdie dinge.
En daarom hoort die kos van 'n gelowige nie op die tafel van 'n onrein mens nie. En 'n onrein mens hoort ook nie by die tafel van 'n gelowige nie. En ja, ons weet dit, die skrifgeleerdes van die tyd, die fariseërs veral van wie ons weet, so het ons verlede week ook gehoor, het is baie lief daarvoor gewees om 'n klomp lyste van moets en moenies vir mense op te stel, rituele en praktyke by die etenstafel en in jou geloof wat gehandhaaf moet word, sodat jy 'n goeie Jood kon bly. En so moeilik was hierdie sake gewees, ook van eet en drink, dat ons sien dat selfs Petrus het daarmee geworstel, toe hy die eerste keer deur die Heilige Gees gelei is in Handelinge, om na 'n nie-Joodse huis toe te gaan. Die Italianer met die naam Cornelius. God lei vir Petrus deur die Heilige Gees na Cornelius toe, en nou sit hy met die dilemma, kan hy van die kos eet of nie? En ons almal weet daai groot doek wat uit die hemel uit neergedaal het, waarin God self vir Petrus gesê het, hy kan maar eet, met al die onrein diere en kos daar binne-in. En nodeloos om te sê, nadat Petrus geëet het by Cornelius en vir Cornelius gedoop het, hy kom terug in Jerusalem, wat gebeur? Onmiddellik moet hy begin verduidelik. Wat het hy nou gedoen? Hoe kan hy in die huis van Cornelius gaan bly? Hoe kan hy Cornelius se kos eet? Hoe kan hy vir Cornelius doop? Jy sien, dieselfde probleem het ook in Antiochië ontstaan, toe Paulus en Barnabas onder die heidene gewerk het. Vinnig het daar mense uit Jerusalem uitgekom, Jode gekom, wat die godsdienstige gebruike van die Ou Testament op hierdie heidene wou afdwing. Dan lees ons Paulus het heftig van hulle verskil, en daarom het hy en Barnabas en Titus na Jerusalem toe gereis om die advies van die vooraanstaande kerkleiers, die apostels, die pilare, soos Paulus hulle noem, te gaan vra vir Petrus, Jakobus en vir Johannes. En ja, dan is die advies wat Petrus hulle vir hulle gee is, Christene uit die heidene en Christene uit die Jodene moet aan dieselfde tafel sit. Dit is belangrik, hulle moet saam eet, sonder om Christene uit die heidene te belas met ou gebruike soos voedselwette of besnydenis. Die enigste voorskrif, enigste versoek wat daar eintlik is, wat Paulus van hulle ontvang om vir die heidene te gaan gee, is om aan die armes onder ons ook te dink. Nou die hartseer is egter die tweede gebeurtenis Antiochië. Kort na hierdie sinode bevind Petrus en Paulus hulle self in Antiochië. En soos per sinode advies kan mens sê, soos wat die sinode gesê het, in Jerusalem eet hulle albei lekker saam met almal. Kyk, hulle is al twee daar en hulle eet saam. Totdat daar van die sogenaamde mense van Jakobus uit Jerusalem aankom in Antiochië. Mense wat die heidene wou dwing om soos Jode te leef, hulle te laat besny en die onreinheidswette van die Ou Testament te handhaaf. Wat geweier het om saam met heidene aan 'n tafel te sit. Nou Paulus stel dit duidelik. Petrus hulle wat weier om saam met die gelowiges uit die heidendom te eet, is besig met hygelaarry, sê hy, met toneelspel. Want net die dag tevore, sê hy vir Petrus, het hulle almal saam gesit en eet. En hy self het gesien hoe lekker eet Petrus van die heidene se kos. Maar nou dat hier ander mense gekom het, sien Paulus dat Petrus, hoor mooi, nie die reguit pad loop volgens die waarheid van die evangelie nie. Hulle nie meer die reguit pad loop volgens die waarheid van die evangelie nie. Eintlik is Petrus en Kies skyn heilig,
omdat hulle 'n pad loop wat nie pas by dit wat hulle vir ander ook beduie het nie. Ons almal ken 'n padpredikant, die spottende, hy wys vir jou die pad, maar hy stap nie saam met jou die pad nie. So het Petrus hulle ook nou gemaak. Hulle het vir die gelowiges die pad aangedui, maar hier kom hy in Antiochië, heidense stad, en daar's baie gelowiges uit die heidendom uit. En nou omdat daar mense uit Jerusalem gekom het wat hom ken, nou wil hy nie saam met hulle gaan eet meer nie. So dit wat hy leer en dit wat hy doen, pas nie by mekaar nie. Hoe doen hulle dit? Aan die een kant preek hulle, Jesus Christus het aan die kruis vir ons sondes gesterf en betaal, daarom is ons kinders van God. Aan die ander kant sê hulle, wat jy eet en wat jy drink en hoe jy besny is, maak van jou 'n kind van God. Wat jy doen, is belangrik. En dis 'n vals evangelie. Dis die skewe pad, dis nie die reguit pad nie. En dis juist teen hierdie agtergrond wat ons kan kyk na die betekenis van ons kernvers. Vers wat sê, met Christus is ek gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Kom daarop neer, as ons Christus bely as gekruisigde Here, moet ons besef wat die impak van sy kruisiging op ons lewe is. Dit kan 'n mens eers besef, wanneer jy besef dat die kruis op Golgotha nie iets is wat met Jesus gebeur het nie. Jesus is nie 'n slagoffer gewees nie. Slagoffer van omstandighede of 'n sameloop van omstandighede nie. Ons moet raak sien dat Jesus, die gekruisigde Jesus, en sy kruisiging iets is wat hy vir ons gedoen het. Belangrik die woorde, wat hy vir ons gedoen het. Hy is die handelinge. Hy is die een wat in liefde homself oorgegee het. Oorgegee het om ons te kom red. Waarvan te red? Van ons sondige bestaan. Om ons te red van die skuldlas van die sonde wat op ons rus. Ons te red van die aanklag van die wet. So as Paulus sê, met Christus is ek gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, sê hy vir ons, dat hy besef wat Jesus vir hom gedoen het. Daarom leef hy wat 'n fariseer was en gedink het, al hierdie goeders is belangrik. Wat jy eet, wat jy drink, hoe jy besny is, al daardie goeds belangrik. Leef hy nie meer daarvolgens nie. Hoekom nie? Want hy weet hy kan nie daardeur vir homself guns in God se oë wen nie. Nee, aan die kruis sê hy vir ons, het die selfvoldane Paulus wat gedink het wat jy eet en drink is in God se oë belangriker as die mense om jou. Saam met Jesus gesterwe. Hy is dood, maar Christus leef in hom. Nou daarmee verduidelik hy vir ons dat as mense na hom kyk, moet hulle nie sy werk sien nie, maar Christus se geregtigheid wat nou sy hele lewe beheers. Ons kan dit amper sê soos hy dit hier sê, Christus wat sy vreugde geword het, sy blydskap soos ons dit gesing het. Hy probeer nie meer om self dinge reg te laat lyk in sy lewe nie. Hy weet hy kan nie. Hy leef in afhanklikheid van Christus se gehoorsaamheid. En hy leef uit liefde vir Christus se liefde. Christus alleen. Nie ek nie, maar my Here moet gesien word. En daarom weet hy, wat Paulus is, dat solank hy nog op hierdie aarde in die vlees is, moet hy sy lewe deur die geloof in Christus laat bepaal. Geloof in die Here wat hom so lief het, dat sy Here sy lewe vir hom gegee het aan 'n kruis op Golgotha.
En dit, broers en susters, bring ons by die implikasie, die toepassing van sy uitspraak. Wat sien mense as hulle na jou kyk? Sien hulle die kruis en die uitwerking van die kruis? Sien hulle die liefde van Christus? Sien hulle die offer van Christus, die lewe van Christus? Sien hulle Christus alleen in jou lewe raak? Onthou dit, mense sien gou as jy nie die reguit pad volgens die waarheid van die evangelie loop nie. Hoe sien hulle dit? Hoe sien hulle dat jy op die verkeerde pad is? Baie belangrik en eenvoudige antwoord van die vraag, hoe raak my geloof in Jesus Christus my daaglikse omgang met ander mense? Besonderlik my daaglikse omgang met die huisgenote van my geloof, my broers en susters in die Here. En daarom moet mens teruggaan na die eerste sinode toe. Paulus verwys daarna. Hy sê dit so mooi, hy sê, op die ou einde was die enigste ding wat die sinode vir hulle voorgeskry het, dit moet julle doen asseblief. Ook nie as 'n wet nie, maar as 'n versoek as te ware. Hulle moet aan die armes dink. Hoekom? Want daar is nou 'n ander maatstaf waaraan huisgenote van die geloof geken moet word. Nie uit wat jy eet of wat jy drink of wat jy aantrek nie. Nie uit jou herkoms of saam met wie jy gesien word nie. Wat gelowiges aan mekaar bind, is nie meer besnydenis en seremonies nie. Dit is 'n band van liefde. Christus se liefde vir my arme sondaar mens. Het ek ook daardie liefde vir ander arme sondaar mense? My broers en susters in die geloof. En daarom, broers en susters, as ons kan afsluit. Dit is so, wanneer jou lewe ook getuig van Christus alleen, sola Christus. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Ons dankie vanoggend vir die reguitpad van die evangelie, wat U ook vir elke een van ons aanwys. Soos ons Here Jesus Christus dit ook vir ons geleer het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie in my glo, sal nooit verlore gaan nie. Dankie vir die liefde wat ons in Christus alleen ook kan vind. Hy wat sy lewe gegee het vir ons arme sondaar mense. Dankie dat ons daardeur ook die liefde kan leer ken. En ons gebed is dat die sondaar mens in ons elke dag gekruisig sal word, elke dag plek sal maak vir Christus alleen. Daarom vra ons, maak ons ryk in barmhartigheid, dat ons arme sondaar mense ook anders na mekaar sal kyk, en besonder ook anders na ons gemeente sal kyk. Dat ons met liefde elke dag mekaar op die hande sal dra. Daarom bid ons vandag ook in besonder vir hulle wat nie hier saam met ons kan wees nie. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat weens hulle ouderdom verhinder word in hulle gesondheid. Ons dra elkeen aan U troue Vader op, sorg op. Ons bid ook vir hulle wat nalatig is. Here, gee dat ons ook na mekaar sal uitreik en in liefde mekaar ook op die hande sal dra.
Ons vra dit alles, want ons weet, ons lewe deur U genade alleen, deur Christus alleen. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en ons sing saam die beruiming ook van die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1. Ons enigste troos is dat ons aan Jesus Christus behoort. Ons staan vir die sing daarvan, ons sing vers 1 tot 5, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.
Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings. Die eerste is die verjaarsdag vir die week, dan die Tini Marie wat 85 word, dan die Margaret Doemian wat ook hierdie week verjaar, 76, ons wil vir hulle twee in besonder geluk wens, maar ook vir almal wat vandag verjaar, en wat die res van hierdie week verjaar, hier's 'n klomp van hulle hier, die Humans is hier so, die voorsit die Vreugdenburgs, Christa het al gaan teeskink, Eilaas daar agter, so vir hulle almal sê ons ook die seën van die Here op 'n nuwe lewensjaar. En dan broeders en susters, die week se gebeure is nogal baie, die Afri-Duetfees, die laaste kaartjies moet hierdie week gekoop word, want Vrydag aand is daar nog kaartjies beskikbaar, enkele kaartjies vir Saterdag, maar jy wil hulle nie hê nie, want ek dink jy het gaan so mooi sien van waar hulle is nie, maar dit is net so terloops, Vrydag aand en Saterdag aand is die Duetfees, en hierdie week is dit dan ook 'n klomp inligting daar rondom wat ons vir u sal deurgee, maar in besonder ook, dink is Donderdag, wat die susters hulp gaan nodig hê vir die maak van al die kossies en al die goeders, dat dit vars is Vrydag. So as jy Donderdag deur die dag niks het om te doen nie, kom kuier by die kerk. Ons gaan lekker saamwerk, so dis eerskomende Donderdag met die oog op die Duetfees. Dan belangrik, die gesamentlike hervormingsdiens van die klasses vind plaas volgende Sondag aand 6:30 by Gereformeerde Kerk Anlin. Hulle wou dit eers hier by ons gehou het, maar ons kombuis is tussen ons en die Montana Poort die hele week besig, so toe moes hulle dit by Anlin gaan hou het. So Kameeldrif nooi ons almal uit. Hulle was die afgelope 2 weke ook hier by ons, hulle lidmate vir aanddienste, maar volgende Sondag by Gereformeerde Kerk Anlin in Braan Pretoriusweg, oorkant Wongar Motors, daar om 6:30 het ons 'n gesamentlike erediens met al die gereformeerdes noord van die Magaliesberg. Dan vra ons ook dat ons al die ander inligting sal deurgaan, die 1 November en die 7 November se fondsinsamelingsaksies hier by die kerk, en dan belangrik die susters, die 8 November, daar die Saterdagoggend, die jaarlikse afsluitingsfunksie, ook hier by die kerk, wat lekker gaan wees, om saam te kan kuier en bly wees vir die jaar wat verby is. Dan die kinders, julle kan hier na vore toe kom, julle gaan nog net so 2 keer hierdie jaar dit doen, dan gaan ons afsluit, die hoërskoolkinders maak DV Woensdag aand klaar met hulle katekisasie, want hierdie week begin die hoërskole se eksamens ook vir die jaar, en ek het gehoor, is van ons kinders wat al die 16de November op vakansie gaan wees. So ons groot mense is jaloers, ons tyd het jy gebly tot Desember. So die jaar van die kinders het 2,5 maande vakansie, is eintlik skrikwekkend, maar ons gun dit maar vir hulle. Dan kan ons gaan tee drink die res van ons. Baie dankie.